Ons is dus dan nou by die tweede lesing van die ou paaie kursus. Okay, so ek wil julle herinner, your wound is probably not your fault, but your healing is your responsibility. Ons gaan begin deur net 'n bietjie op te som wat ons laasweek vir mekaar gesê het. So, God wil al die families op die aarde seën en ons is ingeënt deur Jesus Christus. So deur wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het ons familie geraak van Abraham, deur ingeënt te word in die olyfboom. Ons is die wilde olywe en die Jode is die olyfboom en ons is ingeënt in die olyfboom deur wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. En dit is beslis God se plan om al die families op die aarde te seën. En ek wil net vir julle uitwys dat dit nie God se plan is om elke individu te seën nie. Hy wil ook elke individu seën, maar hy sê spesifiek hy wil al die families op die aarde seën. Met die klem op families. So om die gewoonte van seën onder families te herstel, kan 'n baie positiewe invloed hê. Okay, so ons wil 'n kultuur van seën skep. Ons wil hê dat jy dit eers moet ontvang asof jy die kind is wat gewond is, of die kind is wat nooit geseën is nie, of dalk kan jy baie dankbare hart hê, omdat jy wel die kind is wat geseën is, en dan wil ons hê jy met jou eie genesing kry, en dan, wanneer jy jou eie genesing het, dan sal jy jou eie kinders kan seën, en dan sal dit kan uitsprei in die gemeenskap. Right. So net 'n voorbeeld van wat sal Satan se boodskap wees. Satan se boodskap sal iets wees soos: as jy gehoorsaam is en reg doen, sal ek vir jou lief wees, ek sal jou respekteer, ek sal jou waarde gee en ek sal jou seën. Maar as jy ongehoorsaam is en verkeerd doen, sal ek liefde van jou weghou en ek sal jou waarde wegvat en ek sal jou vervloek. Waar as God se boodskap sal wees, as jy gehoorsaam is en reg doen, sal ek vir jou lief wees, ek sal jou seën en ek sal vir jou waarde gee. So dis presies dieselfde as Satan se boodskap, maar as jy ongehoorsaam is en verkeerd doen, dan sal God nie jou waarde wegvat nie. Dan sal hy steeds vir jou lief wees en steeds vir jou waarde gee en jou steeds seën, maar hy sal jou gedrag dissiplineer met 'n gevolg toepaslik vir jou verkeerde keuses. So hy sal sê, alhoewel my liefde vir jou nooit verander nie, maak nie saak wat jy doen nie. Goed, so wie se regstelsel gebruik jy? Ons het gepraat van Satan se regstelsel van kontrole, wat behels om manipulerende kragte te gebruik, om ander se siel te forceer om te doen wat jy wil hê gedoen moet word. Of God se stelsel van autoriteit of gesag, wat behels om die menswees en die wil van ander te eer, deur keuses met gevolge te doen. Daai, so die keuses met gevolge, jy skei jou kind se identiteit van sy gedrag. Onthou, God het die kind gemaak, of God het die persoon gemaak waarvoor jy kwaad is, of God het jou ma gemaak waarvan jy nie op hierdie stadium baie hou nie. So wat jy moet doen is jy skei die persoon, hierso is die persoon wat God gemaak het, vir wie God lief is, van die gedrag. Okay, dis wat die persoon gedoen het. En dan kan jy nommer 1 nie die gedrag goedkeur nie, want as jy die gedrag goedkeur, dan is jy een met dit, so dan kan jy die gedrag nie goedkeur nie en vergewe as jy moet, en jy kan vir die persoon lief bly. Okay, is slegte gedrag soos rebellie dan aanvaarbaar? So met ander woorde, my kind is nou stout, ek is lief vir my kind soos wat hy is, so ek laat staan hom dan nou maar so. Nee, dit is inderdaad glad. En Jesus het aan die kruis vir jou sonde gesterf, en onthou, dit was voordat jou houding teenoor hom verander het, wat God sy seun vir jou geoffer het, om verhouding met hom te herstel. So Paulus sê in Romeine, sê hy, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Dan sê hy, nee, stellig nie, want ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So jy kan nie meer ongehoorsaam is, omdat jy weet dat God vir jou genade het, en dit gaan ook nie so werk nie. Jy moet besef dat, ewen in die dae wat jy nog nie die Here geken het nie, ewen in die dae wat dit met jou baie sleg gegaan het, dalk geestelik, het God alreeds aan die kruis vir jou gesterf, en was God alreeds vir jou lief. En hoe het hy dit reg gekry? Kom ons kyk, die feit dat jy in 'n rebellie was vir Jesus aan die kruis vir jou gesterf het, beteken nie dat hy jou sonde goedgekeur het nie. Hy het jou identiteit geskei van jou gedrag. So hy het geskei wie jy is van wat jy doen. Alright, so dit beteken nie dat ons kan in sonde verval nie,
Ons moet nog steeds streef daarna om beter te doen, maar ons kan besef dat God lank voordat ons nog regtig lief was vir hom of ons harte vir hom gegee het, was hy vir jou lief en het hy jou identiteit geskuif in jou gedrag. En hy sal jou gedrag dissiplineer, maar hy sal vir jou lief bly, maak nie saak wat jy doen. En dit is dan ook wat jy met ander mense moet regkry. Jy moet vir hulle kan lief wees en hulle gedrag kan vergewe. Okay, hoekom is dit so belangrik om te kan seën? Nou, hoekom is hierdie kursus so belangrik, wil ek amper sê? As families dit kan regkry om eenmal 'n week om 'n tafel te sit en mekaar te seën, sal aanstoot of offenses vroegtydig aangespreek kan word. Die persoon wat aanstoot gee, kan dan vergifnis vra en dinge kan dadelik reggestel word. En dan broei goedjies nie so nie. So met ander woorde, jy's vies vir iemand omdat hulle iets gedoen het en die ding broei, en die ding broei, en die ding broei. Maar as ons in die gewoonte kan kom om byvoorbeeld eenmal 'n week, sê nou maar op 'n Vrydag aand of op 'n Woensdag aand of op 'n Sondag, sê nou maar Sondagmiddag ete of wat ook al, dan sit ons om die tafel en pappa kan begin en hy sê, alright, ek wil julle elkeen vandag seën. En mens hoef nie eers daai woorde te gebruik nie, jy kan net sê, right, ek wil gaan net sê, ou sis, vir jou is ek baie lief, en ons is baie trots op wat jy by die skool bereik het, of ons is trots op jou netbalspan wat gewen het, of jou goeie punte wat jy behaal het, of die feit dat jy nie opgee nie, die feit dat jy altyd aanhou leer, ons is regtig trots op jou, en dan kan hy die volgende persoon aan die tafel. Dan kan mamma dalk vir pappa seën, en dan kan elke kind ook 'n beurt kry vir pappa iets moois te sê, vir mamma iets moois te sê, en vir elke sibling iets moois te sê. As ons dit kan regkry, sê nou maar die twee sissies is kwaad vir mekaar, en dan sal jy mos nou baie dadelik kan sien dat die een het nie reg kry om vir die ander ene iets moois te sê nie. Dit sal dadelik wys. En dan kan 'n mens sê, okay, nou wat het gebeur? Wat is fout? Ja, maar sy het gister my borsel nie geberg nadat sy hom geleen het nie. Okay. You don't have to be wrong to repent. Jy gaan nou ongelukkig met hom verskoning vra. Jy het moes haar borsel geberg het. Dit beteken jy respekteer hom nie. Sy ervaar, jy respekteer hom nie, want jy het nie haar borsel geberg nie. Okay, sussie, ek is jammer dat ek nie jou borsel geberg het nie. Alright, ek vergewe jou en nou sal sy dit reg kry vir iets moois te sê. So dan broei goed nie so in 'n mens se lewe nie. Ek vat klein, simpel voorbeelde, maar dit is goedjies wat gebeur in die daaglikse lewe en groter goed is baie meer ernstig, maar as 'n mens kan begin by hierdie klein goedjies, om hierdie klein goedjies uit te sorteer, dan is dit ook nie môre so moeilik om verskoning te vra nie. Okay, so familielede kan mekaar dan verantwoordbaar hou om God se agente te wees deur te seën. So nou is mamma dalk dikwels, sy het nie 'n lekker dag by die werk gehad nie, en sy is nie lus om dit vanaand te doen nie, maar pappa is in 'n beter by, so hy sê dan, dis wat ons gaan doen. So ons gaan dan in elk geval, môre ons pappa dalk nie lus nie, dan kan mamma weer sê, weet jy wat, dit is wat ons doen, dis ons familiereël, kom ons doen dit. Weet, so mense kan mekaar verantwoordbaar hou, seker maak dat die een nie vir die ander een kwaad is, en seker maak dat elke ou se hart reg is met die volgende hou. Okay. So kinders wat in 'n familie groot word, wat gereeld vervloek word, ontwikkel 'n wortel van bitterheid. En ek bedoel, dit tel op enige plek. As jy in 'n werk is, waar jy die heeltyd op 'n manier vervloek word, of op 'n manier nie gebless word nie, onthou geen boodskap is ook 'n boodskap, dan sal jy 'n wortel van bitterheid ontwikkel. Hoekom is dit gevaarlik? Okay. Bitterheid is die gif van onvergifnis. So dit is 'n baie belangrike ding. Ek wil met julle gou net bespreek Matteus 18. Nou ek gaan vir jou lees, want ek wil nie jy moet hierdie ding baie mooi verstaan. Ek moet ook nog in Matteus 18. So Matteus 18 praat die disippels met Jesus en hulle vra van Here, hoeveel keer moet ons vergewe? En hulle sê vir Jesus, moet ons tot 7 maal vergewe? En Jesus sê vir hulle, nee, julle moet tot 70 maal 7 maal vergewe. So dit is net maar 'n spreekwoord vir jy moet altyd vergewe, jy mag nooit ophou vergewe nie. So ek lees vir jou Matteus 18 vers 22. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Vers 23, daarom word die koninkryk, nou Jesus het begin hy dadelik met 'n gelykenis, soos wat hy altyd gemaak het, en die gelykenis is 100% van toepassing op vergifnis nou op hierdie stadium, want dit was die vraag. So Jesus gaan nou vir hulle vergifnis verduidelik. Daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy
begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. So dit was 'n groot bedrag, sê nou maar 100.000 rand. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer, dis nou die koning, bevel dat hy verkoop moet word. En sy vrou, en sy kinders, en alles wat hulle het, en dat betaal moet word. En toe val die diensknegt, die ou wat die geld skuld, neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, ek sal u alles betaal. En die heer van hierdie diensknegt, die koning met ander woorde, het hom innig jammer gekry, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskel. Alraai, so wat het daar gebeur? Hy het simpatie met hierdie ou gekry, hy het empatie met hierdie ou gekry, hy het hom bitterlik, inniglik jammer gekry, en dit is ook 'n bietjie van 'n blik na wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het nie net vir hom gesê, okay, weet jy wat, hierse betalingsooreenkoms kom betaal my eenmal 'n maand dit nie. Nee, hy het vir hom gesê, weet jy wat, dis fyn. Ek besef, jy kan nie hierdie geld terugbetaal nie. Ek sien jy's jammer. Jy hoef vir my niks terug te betaal nie. Ek gaan niemand meer verkoop nie. Die prys is betaal. Dis soos wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Maar wat ek wil hê wat jy moet besef hierso is dat die koning het hom innig jammer gekry. So die koning het met hom simpatie gekry. Die koning het 'n jammerte in sy hart vir hierdie ou gekry. Okay. Vers 28. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuld. Dit was min geld, sê nou maar 100 rand. Het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Dis nou hierdie ou nou wat nou net vrygestel is by die koning. Sy medediensknegt doen toe presies dieselfde. Hy val voor hom neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, ek sal jou alles betaal. Maar hy wou nie. Maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal. Kan julle dit glo? En toe sy medediensknegt sien, sy medediensknegt vir die mense wat daar rondom gestaan het, wat gebeur het, was hulle baie bedroef. En hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê hom, dis nou die koning, jou slegte diensknegt. Al hierdie skuld het ek jou kwytgeskel, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, en soos ek jou barmhartig gewees het nie. En sy heer, dis nou die koning, het hom in toorn, dit beteken in baie kwaad wees, oorgegee aan die pynigers. Dit was mense wat hulle met swepe geslaan het, dis mense wat hulle getorture het, wat hulle seer gemaak het, totdat hy sou betaal alles wat hy hom geskuld het. En hier is die belangrikste vers. Nou sê Jesus, die Seun van God, Jesus, God drie eenheid, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. So ek wil net hê jy moet besef, dat as jy vir een ou kwaad is, as jy een ou nie ter harte vergewe het nie, het Satan mag jy oorgegee word, jy mag in die tronk gegooi word, en jy mag oorgegee word aan die pynigers. So dan kan ek nou vir jou vra, is jy in pyn? Word jy gepynig? Word jy getorture? Is jy in 'n tronk? Is jy in 'n bondage waaruit jy nie kom nie? Is daar iemand wat jy nie vergewe het nie? En as ek hierdie vir jou lees, kan jy besef hoe ongelooflik belangrik dit is om te vergewe. Markus 11 vers 22 tot 26 sê ook, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, julle oortredinge mag vergewe. En by dit wil ek vir jou sê, die Evangelie Johannes 3 vers 16, die hele basis waarop ons Christenskap gevorm is dat Jesus aan die kruis gesterf het om ons sondes vir ons te vergewe. So met ander woorde, dit bring jou weer in right standing met God. Jy sal eendag kan hemel toe gaan, want God gaan jou vergewe, sodat jy kan hemel toe gaan. So, as God jou nie kan vergewe nie, omdat jy iemand nie vergewe het nie, maak dit nie jou hele Christenskap eintlik nul en void nie. So dit is ongelooflik belangrik om te vergewe. Jy kan nie iemand nie vergewe nie. Dit is 'n direkte opdrag uit die Bybel af. Matteus 6 vers 12 in die Onse Vader. Onse Vader
En dan sê dit, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So nou sê ons so baie keer, okay, ek gaan vergewe, maar ek gaan dit definitief nie vergeet nie. So met ander woorde, ek gaan dit nog steeds teen daai hou. So wat jy dan nou eintlik sê, is, dis reg, God vergewe my, maar hy mag dit maar nog steeds teen my hou, want die Onse Vader sê, sodat ons vergewe, soos wat ons vergewe, sal God ons vergewe. En God sê eintlik, hy vergewe ons, hy verwyder ons sondes van ons af, so ver soos wat die ooste van die weste af is. So, God vergeet dit 100%, hy skryf dit glad nie op teen ons nie, hy dink nie weer daaraan nie, hy vergewe ons 100%, en dit is ook hoe ons ander moet vergewe. En ek wil kyk of kan ek julle help, om julle leer om dit te doen. Okay. So die eerste ding wat jy doen, is jy maak 'n besluit om te vergewe. Jy kan vir God sê, aan die red sê, ons moet vergewe en dis hoekom, so ek gaan nou sit by u voete en ons gaan nou vergewe. En ek wil vir jou op daai noot sê, net deur dit te doen, net deur te gaan sit en met God so eerlike gesprek te hê, gaan vir hom ongelooflik lekker wees, want dit is die begeerte van God se hart om met jou 'n verhouding te hê. Hy wil met jou 'n intieme verhouding hê. He wants to know you, en daai know is dieselfde know wat gebeur het wanneer 'n man by 'n vrou ingegaan het, dan sê dit, and he knew her, en dan het sy swanger geword. Dit is 'n intieme verhouding wat God met jou wil hê. So, God wil 'n intieme verhouding met jou hê, maar ons bid in ruimtes, en ons bid deur net goedjies op te sê, en dit is nie wat God wil hê nie. God wil hê, jy moet hom gaan sit en vir hom sê, Here, ek is nou al 20 jaar lank kwaad vir my ma. Ek kan haar nie vergewe nie, ek wil haar nie vergewe nie, ek hou nie meer van haar nie. En dan kan jy en God met 'n conversation begin oor hoe om hierdie ding te hanteer. Dis regtig wat God wil. Hy wil 'n diep intieme verhouding met jou. Okay, so dan sê jy, Here, ek kies vandag om te vergewe, want ek wil gehoorsaam wees. Ek wil nie gepynig word nie. Ek wil nie vir Satan ook weer gee om my te pynig, of om my in 'n tronk te hou. Efesiërs 4 vers 26 tot 27 sê, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, so moenie kwaad gaan slaap nie, ja? Gee aan die duiwel geen plek nie. So met ander woorde, as ek hierdie skrif reg lees, dan sê dit, as jy kwaad gaan slaap, gee jy aan die duiwel 'n plek. So moenie kwaad gaan slaap nie, sodat jy nie aan die duiwel 'n plek gee nie. Hoe vergewe ons? Jy vat 'n bladsy en 'n pen, en jy gaan sit, en jy neem met God 'n conversation, en dan sê jy vir hom, Here, wie moet ek vergewe? Okay. Dan luister jy mooi wat hy vir jou sê, en dan maak jy 'n lys. Okay. Maar, jy kan nie nou sê, okay, my graad 2 juffrou, ag nee, ek het lankal nie 'n issue met haar. Jy mag nie dit sê nie. As God jou graad 2 juffrou opbring, dan skryf jy jou graad 2 juffrou se naam neer. Want jy kan nie met jou brein stry met wat God vir jou sê nie. Jy kan nie dit probeer uitredeneer en logies verklaar nie. Skryf dit neer, God praat met jou, jy luister, jy skryf neer. Niemand hoef daar papier te sien nie, jy kan hom opskeer neer. Okay, so, dan vat jy op van jou lysie van jou bullets, vat jy die eerste persoon wat God vir jou gewys het. Sê nou maar, dis jou graad 2 juffrou, dan skryf jy die naam bo op die papier. Okay, dan gaan jy nou vir God sê, Here, waarvoor moet ek die persoon vergewe? Dan maak jy weer bullets. Daai dag in graad 2, toe sê die juffrou vir my, weet jy wat, as jy nog nie eens hierdie sinne kan skryf nie, dan moet jy eintlik terug gaan graad 1 toe. En dit is die ding waarna die Here jou herinner, dan skryf jy dit neer. Okay. Is daar nog ietsie, Here, is daar nog iets waarvoor ek hierdie persoon moet vergewe? Ja, die volgende dag toe ek weer by die skool kom, toe lag al die maatjies my en hulle wil nie met my speel nie, want hulle sê ek moet eintlik in graad 1 wees. Okay, skryf dit neer. Here, is daar nog ietsie waarvoor ek juffrou moet vergewe? Ja, sy het in die 3de kwartaal, toe ek moes 'n leestoetsie doen, toe het sy vir my 'n baie swak punt gegee, en dit is, ek en mamma het baie hard geoefen, en sy het vir my 'n swak punt gegee. Maar dan skryf jy dit neer. Is daar nog iets? Dan kom daar nou niks by jou op nie, dan sit dit dan. Okay, dan het jy nou 3 bullet points, wat jy nou 'n lysie van gemaak het, en dan hanteer jy elke saak apart. Dan gaan jy na die Here toe, en sê jy vir die Here, Here, so jy gaan dit nou 100% met die Here bespreek. Jy gaan nou conversation met hom. Here, daai dag, die juffrou vir my dit gesê,
het dit my dom laat voel. Ek het minderwaardig gevoel teen die ander kinders. Ek het gevoel, ek is nie so slim soos hulle nie. Ek het gevoel, ek gaan nie hierdie jaar kan deurkom nie. Ek het gevoel, my maatjies spot my maatjies lag vir my. Ek het gevoel, dan gee ek vir die Here al die gevoele wat daai dag gebeur het. Kan jy spreek dit so intoon. Right, maar gebruik gevoel saam met dit. Okay, so my voorbeeld hierso is, Here, ek was in graad 2 en my maat het net my kos ingepak skool toe nie, so ek gaan na my ma moet hier vergewe. Ek was honger en ek het gevoel my ma gee nie vir my om nie. My maat het my gespot en dit het my minderwaardig gevoel. Of, Here, toe my pa lelik met my was, toe my pa lelik met my ma gepraat het ek gevoel dis my werk met my ma op te staan en haar te beskerm. Ek haat my pa en hy was nooit daar vir ons gewees nie. Sulke tipe voorbeelde wat ek mag gee. Alright, en dan wat het die koning gedoen? Hy het medelee gekry, hy het compassion gekry, hy het 'n jammerte in sy hart gevoel vir die diensknegt. Okay. So, dan sê jy, Here, ek besef vandag dat my ma gesukkel het en nie by alles uitgekom het nie. Ons was 4 kinders, sy het voltyds gewerk en kon nie by alles uitkom nie. Of Here, ek besef my ma het U nie geken nie en Satan het haar gebruik as 'n agent om my identiteit af te breek. Of wat die juffrou aanbetref, kan jy byvoorbeeld sê, ek besef dat juffrou het haar eie issues gehad, vandag ken ek haar beter en ek besef sy was ook maar net 'n mens gewees en sy het met my gesukkel en sy het nie regtig bedoel dat ek dom was nie. Sy was ook net in 'n bad space gewees. So my pa byvoorbeeld, Here, ek besef my pa sy pa was ook lelik met hom. En hy het ook lelik met sy ma gepraat. Hy was 'n bietjie van 'n narcissus geword en dit is maar net die huis waarna hy groot geword het. Hy het ook maar net dood eenvoudig nie van beter gewees nie. Okay. Dan wil jy die persoon van die sondeskerm sê jy, okay. Here, die persoon, my ma of my pa of juffrou, ek besef U het hulle gemaak, U is vir hulle ook lief en dan sit jy hulle net in jou gedagtes een kant toe en dan kan jy sê, okay, ek kies nou, ek het nou medelee met hulle gekry, ek kies nou om my ma te vergewe, omdat sy daai dag nie vir my kos ingepak het nie. Ek kies nou om my pa te vergewe, omdat hy altyd so lelik met my ma gepraat het. Ek kies nou om my juffrou te vergewe oor wat sy daardie dag vir my gesê het. So jy vergewe die sonde en dan kan jy vir die Here sê, wat ek nou nie hier ingesit het nie, kan jy net vir die Here sê, Here, daai gevoel wat ek gevoel het daai dag, daai gevoel van minderwaardigheid, wil ek graag nou vir U gee. Wat sê U van my? U sê, ek is die appel van U oog. U sê, my naam is op U handpalm gegraveer en U is lief vir my. U het my geskape met 'n baie goeie verstand. U het my geskape with the mind of Christ within me. En ek weet dat ek nie dom is nie, en ek weet dat ek nie minderwaardig is nie. Here, daai dag, toe ek besluit het om vir my ma op te staan, en haar te begin beskerm, ek besef vandag, dit was U werk gewees, en ek is jammer dat ek in U werk geïnterfereer het, en gedink het dat dit my werk is om haar te beskerm. Ek besef vandag dat dit U werk is, om haar U werk was om haar te beskerm. Vergewe my asseblief daarvoor. So dan kan jy net daai emosies wat saam met dit geloop het, kan jy vir God gee, en jy kan vir hom vra om dit vir jou te replace met sy waarheid. So wat sou God vir jou wou gesê? Replace daai leuns wat Satan daai dag in jou hart kom implant het, replace dit met God se waarheid. Okay, so ons het nou die persoon vergewe, ons het die persoon geskryf van die sonde, ons is lief vir die persoon, ons het dit wat die persoon aan ons gedoen het ons vergewe, ons het die gevoel, die emosies, die leuns wat Satan daai dag van ons harte kom implant het ons vir God gegee, en ons het dit gereplace met God se waarheid. Okay, dan kan jy daai persoon seën. Here, ek wil net sê eers, jy moet net seker maak dat jy nou al jou bullets gebruik. So jy gaan heel aan die einde, gaan jy seën. So jy gaan nou eers al jou bullets gebruik, jy gaan elke saak hanteer, en dan aan die einde van die hele saak, dan sê jy, Here, ek weet U het my ma geskape, en dat U vir haar lief is, en ek kies nou om haar te vergewe. Okay, ek is nou eintlik heeltemal nog nie daar nie, nou kom ons gaan. Ek kies om haar te vergewe, Here, ek besef dat U my pa geskape het, U is lief vir hom, en ek kies nou om hom te vergewe. En dan wil jy die persoon seën. Dis nou waarby ek daar uitgekom het. Here, ek seën my ma met goeie verhoudinge,
met die res van haar kinders, ek seën haar met u goedheid en guns, ek seën haar met 'n goeie ou dag. Of Here, ek seën my pa met 'n rustigheid in sy siel, dat hy u sal leer ken en in u wees sal wandel. Ek seën hom met 'n goddelike nageslag en kinders wat ons sal eer en respekteer tot die dag van sy dood. So, sê nou maar, jou pa of jou ma lewe nie meer nie, of die persoon waarvoor jy kwaad is lewe nie meer nie, dan hanteer jy dit presies so. Onthou nêrens in hierdie equation het ek gesê jy moet na die persoon toe gaan, en die persoon gaan sê ek vergewe jou, want dit gaan nie so omwerk nie. Die Here sal dan vir jou 'n tyd voorberei waar julle weer met mekaar sal kan praat en dan kan daar dalk 'n rustige gesprek wees. Maar dit is nooit nodig om na 'n ou te gaan om te sê, "Hoorie, so ek vergewe jou vir wat jy daai tyd aan my gedoen het." Want daai ou voel dalk eintlik was jy uitfout gewees. Sy hart is dalk nie nog op daai stadium nie reg om te hoor nie. Die oomblik wat jy die ou loslaat, gaan ek nou vir jou wys, sal daar iets in sy hart ook verander. En dan sal God op 'n manier vir julle versoening orkestreer, as ek dit so kan stel. Okay, so ons lees dit in Johannes 20 vers 22 tot 23. En nadat hy dit gesê, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Okay, so ek wil hê jy moet sien dat hier 'n konnektasie is tussen vergifnis en die Heilige Gees. Vers 23. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. So met ander woorde wat God hierso sê, is hy die Heilige Gees op hulle geblaas en dan praat hy oor vergifnis. Okay, so as jy sukkel om iemand te vergewe, vra die Heilige Gees om jou te help. As jy nog steeds in daai conversation met die Here het, Here, my pa het my sis en so laat voel en ek probeer omskuif van die sonde, maar ek kan net dood eenvoudig nie medelee met hom kry nie. Ek hou nog steeds nie van hom nie en ek is regtig kwaad vir hom. En dan kan jy sê, Here, maar ek weet dat u Heilige Gees binne in my woon en ek weet dat u my sal help en ek vra vir u nou om vir my te help om my hart rustig te maak en net my medelee in my hart in te plant en my te help om te vergewe. En weet jy wat, jy gaan dit dalk nie vandag reg kry nie. Jy kan dalk môre weer probeer en as jy regtig sukkel, dan is dit wanneer jy maar na 'n beraader toe gaan. So wanneer jy een van ons bel of die pastoor bel of iemand in die kerk bel of 'n geestelike vriend bel of iemand bel om jou te help. Want partykeer is daar net nog 'n paar ander goedjies wat mense eers moet doen. Maar hierdie is 'n basiese riglyn wat ek vir julle gee wat baie help om te vergewe. Okay, so Hebreërs 12 vers 15 sê dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Okay, so ek wil vir jou wys dat wanneer daar bitterheid in jou hart opskiet, dan kan dit baie besoedel. Okay, en dit is nie ideaal nie. So partykeer doen jy dit, sien jy nie kans om dit vir jouself te doen nie, maar jy moet besef dat dit baie om jou besoedel. Onthou dit hou daai persoon ook vas. Onthou dit maak dalk dat daar 'n wortel van bitterheid oorgedra word op jou nageslag. So dit is eintlik non-negotiable. Ons noem dit eintlik dat jy 'n varkie in jou hart het, as jy dit so wil sien. So ons sê, as daar 'n ding is wat in jou hart inkom, of 'n leuen wat Satan in jou hart plant, of iemand waarvoor jy kwaad is, 'n gedagte of 'n gevoel, en jy hanteer dit nie dadelik nie, dan word dit 'n varkie in jou hartjie. En daai varkie in jou hartjie groei. En hy word al groter en groter en groter. En naderhand is dit baie moeilik. Naderhand pleister jy 'n muur om daai varkie in jou hart. En wanneer jou hart dan so hard is, dan kan God nie eers inkom nie. Okay. So dis regtig nie ideaal nie. Dis in die begin baie moeilik, want baie keer dan sit 'n mens klaar met 'n versteende hart en 'n klipharde hart en baie mense is binne in jou hart. So aanvanklik is dit moeilik om net jou hart heeltemal skoon te kry en almal te vergewe. Maar wanneer jy mense vergewe het en redelik skoon kom in jou hart, dan raak dit al die makliker, want dan besef jy die waarde daarvan. En dan besef jy hoeveel makliker dit is om dit net te doen en dit oor en verby te kry. En onthou net, dit is 'n direkte opdrag van God. Alright. So net 'n voorbeeld, Deuteronomium 5 vers 16 sê, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, nommer 1, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Okay, so daar's 'n voorbeeld van 'n ou wat vir sy pa kwaad was al die jare van sy lewe. Sy kinders was verskriklik rebellious geweest en hy het hierdie kursus bygewoon en besluit dat hy met sy pa
gaan vrede maak. En hy het na sy pa toe gery en hy het sy pa 'n conversation gehad en hy kon dit regkry om sy pa te vergewe en daai selfde dag toe hy by die huis kom en nadat hy en sy pa hulle storie uitgesorteer het, omdat hy besluit het om te vergewe en het sy pa kon gaan praat toe hy by die huis kom. Toe het sy kinders se ek wil nou sê attitude in Afrikaans, maar kry nie die woord nie, sy houding teenoor hom alreeds 100% verander. En dit was sy getuienis oor hoe hy nie eers met sy kinders 'n conversation gehad het nie, hy het nooit met hulle gesels hieroor nie, nooit van enigiets vertel daarvan nie, maar nadat hy sy pa vergewe het en met sy pa se saak kon afhandel, het sy kinders sy houding teenoor hom hand en keer verander. Okay. So as kinders vervoed word in hulle kinderdae, kan hulle in hulle hart besluit dat hulle ouers nie nodig het nie. Dalk skei hulle eie ouers uit, hulle lewe uit, en op hierdie manier wys hulle nie vir hulle ouers respek nie. Hierdie kinders sukkel dan in hulle grootmenslewe met rebelse kinders, want hulle het 'n vloek van kinders wat nie hulle ouers respekteer nie opgestel. So jy sien hoe dit 'n reperkussie kan. Okay, so Spreuke, ek wil gou vir jou sê, hierdie was vir my baie interessant om in die Bybel te lees, hoe baie spesifiek die Bybel eintlik vir ons raad gee oor elke liewe ding. Spreuke 6 vers 23, want die gebod, in Engels die commandment, is 'n lamp, en die onderwysing is 'n lig, en die teregwysing van die tug is 'n weg tot die lewe. Okay, so, die gebod of die commandment, jy verduidelik vir jou kind duidelik wat van hom verwag word. Onthou jy kan ook hierdie selfe ding gebruik in jou werksplek, né? Verduidelik baie mooi wat verwag word, né? Onderwysing, so nou gaan jy leer, jy gaan teach, verduidelik in 'n ouderdom geskikte taal waarom hierdie reël belangrik is. So ek wil hê jy moet jou ertjies eet, want dit het vitamines in wat maak dat jy môre beter kan konsentreer in die klas. Of ek wil hê jy moet hierdie leers so liaseer, want as jy dit nie so liaseer en jy is môre nie by die werk nie, dan kan die volgende persoon dit nie kry nie. Okay, so eerste jy gee die reël, tweede dan verduidelik jy die reël en dan teregwysing, dan stel jy gevolg op vir as die reël of die opdrag nie nagekom word nie. Okay. So dan 'n baie goeie voorbeeld daar is van die meisietjie wat nie haar ertjies sou geëet het nie. Sy 4-jarige geweier om die ertjies te eet, wou niks geweet het van ertjies nie en pappa wou baie graag gehad het dat sy dit ertjies eet en die kind het net point blank geweier. En toe het hy vir haar gesê, sy kan kies, sy eet haar ertjies en dan mag sy TV na die tyd kyk, of sy eet nie haar ertjies nie en dan mag sy nie TV na die tyd kyk nie. En die volgende aand het die pa weer vir haar ertjies ingeskep en vir haar gesê, jy het nou 'n keuse, jy kan jou ertjies eet en dan kan jy TV kyk vanaand, of jy kan nie jou ertjies eet nie en dan mag jy nie TV kyk vanaand nie. En sy het natuurlik weer nie haar ertjies geëet nie, want sy hou nie van ertjies nie. En die aand toe het die pa die TV se draad uitgetrek. So sy kon toe vir die hele aand nie ertjies geëet het nie en dit was 'n TV gekyk het nie en dit was dan nou ook die heel laaste keer wat sy nie haar ertjies geëet het. Daarna het sy haar ertjies geëet sodat sy kon TV kyk. So iets wat jou kind baie van hou of in die grootmenslewe kan jy maar net dalk warning skryf of 'n gevolg gee of daarmee. Statistiek baie interessant. Jode floreer baie meer as ander. Waarom? Net 2% van die Amerikaners is Jode, maar 1/3 van die Amerikaanse miljonêers is Jode. Kan dit vir jou sin maak? Okay, so Jode, al is dit 'n baie klein deel van die populasie, is baie van die miljonêers of baie van die rykste mense in die wêreld is Jode. En baie van hierdie Jode wil ek net vir jou sê, ken nie eers vir Jesus nie. Dis oudtydse Jode, dis ortodokse Jode, dis Jode wat nie vir Jesus aanvaar het nie. Maar ek wil hê dat jy moet besef dat hulle die ou paaie volg, en dis hulle tradisies, dis hoe hulle groot geword het. En omdat hulle op die ou paaie bly, floreer hulle. So dis hoekom ek vir jou die ou paaie wil leer. Okay, waarom is dit dat die Jode floreer? As 'n Joodse seun groot word, met 'n droom hy om 'n bank te besit. Waarom is dit dat as 'n Christen seun groot word, droom hy om eendag in die bank te werk, of dalk in die bank bestuurder te word? Hoekom is dit so?
omdat die Jode God se uitverkore volk is, dit is so, hulle het 'n extra blessing van God se kant af, maar ook omdat Joodse ouers gereeld seën in hulle kinders se lewens inspreek. Het jy geweet dat alle ouers profete is, maar nie alle profesieë kom van God af nie. So, byvoorbeeld, as jy nou sou sê, jou kind kom by die huis uitgestap, sy gaan nou na die sokkie toe, en sy het 'n crop top aan, en 'n broekie wat net daar boude toe maak. Dit is 'n beach sokkie, so sy is eintlik heel van pas aangetrek, maar dit is nie vir jou aanvaarbaar nie, en jy sê vir haar iets soos, weet jy wat, as jy so uit die huis uit gaan jy swanger wees voordat jy 18 is. Okay. So jy profeteer dit oor haar, dis baie beslis nie van God af nie, en jy sê dit in die ingewing van die oomblik, en jy sê dit ook omdat jy eintlik net op haar gaan gesê, weet jy wat, ek sal verkies dat jy met meer klere uit die huis uit gaan. Eerder as om dalk net vir haar te sê, weet jy sis, ek is baie lief vir jou lyf is kosbaar, ek wil regtig nie hê dat jy so uit die huis uit moet gaan nie. Daar's seuns op hierdie ouderdom wat met oë na jou gaan kyk, anders is wat pappa na jou kyk. Pappa is baie lief vir jou, pappa wil hê dat jy jou lyf moet bewaar eendag vir jou man. Dit sou 'n beter manier gewees het om dit te hanteer, en dit sou haar ook waarde gegee het en kosbaar laat voel. Okay. So Joodse mense skep 'n kultuur van seën, en hulle kultuur gebruik hulle tot vandag toe die Sabbatdag. Jy weet, hulle kom van Vrydag aand 6uur tot Saterdag aand 6uur en gebruik hulle as die Sabbat, en in daai tyd het hulle allerlei tradisietjies waar hulle kos maak op 'n sekere manier en om 'n tafel sit en mekaar seën, en hulle spandeer daai dag ook om Bybel te lees en allerlei goedjies te doen. En ek wil vir jou sê, nêrens is dit vir ons belangrik dat ons teruggaan na die Sabbatdag toe nie, maar dit is vir ons belangrik dat jy 'n dag gebruik in 'n week om vir die Here al die eer te gee. Dit is eintlik kosbaar om elke dag van jou lewe te gebruik om vir die Here al die eer te gee, maar ek wil hê dat jy moet verstaan, in die Joodse tradisies, of in die Joodse gebruike, of in die Joodse geskiedenis, het hulle op 'n stadium 7 dae van die week gewerk. En God het vir hulle een dag gegee om af te sonder vir hom, sodat hulle ook kon gerus het. Okay. En in ons lewe waar ons vandag is, werk ons 5 dae, ons is klaar 2 dae af. So, dis nie nodig vir jou om 'n dag iewerster nou 'n groot storie daarvan te maak. God wil hê dat jy moet rus. God wil hê dat jy tyd saam met hom moet spandeer. God wil hê dat jy nie net die hele tyd moet werk en jy kan glad nêrens ooit fokus op hom. God wil hê dat families om 'n tafel moet sit, dat families mekaar moet seën, dat families by mekaar moet uitkom. So dis net vir my nodig dat jy God se hart sien in waarom hy die Sabbatdag vir die Jode spesifiek geskep het. Jy mag ook 'n dag in die week gebruik om aan God af te sonder. Maar meer kosbaar as dit is om vir jouself so op te stel dat jy elke dag leef asof dit jou Sabbatdag is. Elke dag tyd saam met die Here spandeer. Elke dag met jou familie tyd spandeer. Maar jy kan, as jy wil, as dit vir jou moontlik is, 'n dag in jou familie opstel waar jy dalk 'n familie ete doen of hoe ook al dit vir jou sal. Okay. So wat beteken dit om 'n kultuur van seën te skep? Om 'n kultuur van seën te skep beteken eenvoudig om 'n omgewing te skep waarin familielede gereeld vir mekaar God se boodskap van waarde kan gee in plaas van Satan se boodskap van waardeloosheid. Okay, seëning is God se meganisme binne in die familie om 'n kind se siel in rus te bring sodat God se boodskap van waarde en doel ingeplant of oorgedra kan word. Okay, jou waarde is jou identiteit, soos ons laasweek gesê het, en jou doel is jou roeping. Okay. Dan geen rus sal wees wanneer 'n persoon in 'n diep innerlike tekort aan hierdie waarde en rigting in hierdie doel het, sal daai persoon se siel nie in rus kan wees nie. Inteendeel, hulle sal aanhoudend soek na liefde en betekenis en hulle doen in die lewe. So met ander woorde, jy gaan dit baie gereeld sien, veral onder die tieners, waar hulle so 'n gejaag na wind het. Hulle gaan van die een partytjie na die volgende partytjie, môre voel hulle net nog steeds nie beter. Die partykeer gee hulle self oor aan drank, hulle dink dit gaan hulle laat beter voel. Môre voel hulle net nog slegter. Hulle het 'n soeke, die heeltyd 'n soeke na waarde. Gaan my pelle vir my waarde gee? Gaan drank vir my waarde gee? Gaan dit vir my waarde gee om die coolste kind in die klas te wees? Gaan dit vir my waarde gee om dalk te oorpresteer, dalk die hele tyd die klaskamer uit te vlieg? Gaan dit vir my waarde gee om by my ma se voete te sit?
gaan dit vir my waarde gee om, wat ook al daai gejaag, daai ding wat jy die hele tyd uit jou rus uitbring, onthou jy is veronderstel om genoeg identiteit in jou lewe in jou hart te hê. Daai boodskap is veronderstel om so definitief in jou hart te wees, dat die waarde wat God vir jou gee genoeg is, dat jy nie nodig het om die hele tyd te soek na die volgende party, na die volgende lekker ding, na die volgende ding wat vir my 'n kick gaan gee. Nou, okay, so God se perfekte rus, God's perfect rest, gaan ek bietjie vir jou in Engels lees, is Jeremia 6 vers 16, stand by the ways and seek and ask for the ancient paths. Dis nou die ou paaie, dis die kursus se naam, where the good way is and walk in it, and you will find rest for your soul. Okay. So Christen families mag dalk 'n kultuur skep om hulle kinders geestelik te laat floreer, met ander woorde, ons gaan Sondag kerk toe, ons stuur hulle jeug toe, ons speel gospel musiek, ons doen alles in ons vermoë om ons kinders geestelik sterk te maak, maar die Jode het 'n kultuur geskep om die siel van die kind te laat floreer. So hy het die hele tyd in die siel ingespreek, en die hele tyd die kind se persoonlikheid sterker gemaak, persoonlikheid gebou, identiteit gebou, doel gebou. Okay, nie een is meer waardevol as die ander nie, ons moet net seker maak dat ons nie die een afskeep nie. So dit is baie belangrik om die siel en die gees te voed. So ons lees in 3 Johannes vers 2, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Kan jy sien hoe koppel hy gesond aan die siel? Want as jy nie in jou siel gesond is, sal dit uiteindelik in elk geval manifesteer na jou vlees toe, dan kan jy letterlik siek word. Okay, so die ancient path of a parent's blessing is die ancient path waarmee ons op hierdie stadium besig is, die ou pad van 'n ouer se seun. Om mee op te som is wees 'n agent vir God en seën jou kinders en ander, moenie 'n agent vir Satan wees wat jou kinders en ander vervloek nie. Onthou dat geen seën outomaties tel as 'n vervloeking. Onthou dat die ou paaie oorsprong van God, so dis nie net vir die Jode nie, en onthou dat die hele skrif deur God ingegee is en nuttig is tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En ons lees dit in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Die hele skrif sluit in die Ou Testament. Die Ou Testament is net so relatief soos die Nuwe Testament. Die Ou Testament het ongelooflik baie waardevolle leerstof in. Die Ou Testament leer jou God se hart. En dit leer ons ook, jy kan baie voorbeelde uit die Ou Testament uitgebruik en sien hoe God mense gereprimaand het, of oor hoe God mense geseën het, as hulle spesifieke goed op spesifieke maniere gedoen het. So jy kan ongelooflik baie leer uit die voorbeelde en die foute wat die Ou Testamentiese mense gemaak het. God het dit opgeskryf, spesifiek vir daai rede, dat ons dit daaruit moet leer. En ek wil vir jou sê, as jy kyk hoeveel bladsye in die Bybel is, en jy kyk deur hoeveel verskillende mense daai boeke geskryf is, en jy kyk deur watse onderdrukkings en moord en dood en goeters die Ou Testamentiese mense was, en even die Nuwe Testament, even in 70 na Christus toe die nuwe koning in plek gekom het, en al wat 'n Christen is uitgemoor het, en hoe baie van die ek is 100% oortuig daarvan, as ons eendag in die hemel kom, sal ons sien dat van die goed tog maar weggeraak het, wat God dalk ook in die Bybel wou gesit het. Dit was met 'n baie groot goddelike hand, wat die Bybel op die einde aan mekaar gesit kon geword het, soos wat hy aan mekaar gesit is, want dit was nie 'n maklike pad nie, en dit is oor 4000 jaar, dit is eintlik 'n geskiedenis van 6000 jaar lank, wat in die Bybel vir ons bymekaar gesit is, en as jy nou sou dink dat die Ou Testament nie belangrik is nie, of dat dit vir 'n ander tyd geskryf was, of dat dit vir 'n ander tipe mens geskryf was, dan dink ek regtig wat jy eintlik vir God redelik in die gesig, want dan sal jy nou prakties nie soveel moeite gedoen nie, om dit vir ons te bewaar tot nou toe. En jy kan, as jy die Bybel diep lees, en jy begin diep kyk na hierdie goed, gaan jy sien hoe amazing dit eintlik is, as jy sien hoe cross-reference dit, en hoe die Ou Testament, die Nuwe Testamentiese, soos Paulus en
Petrus en almal hoe hulle die Ou Testament weer aanhaal, hoe Jesus uit die Ou Testament uit aanhaal en hoe die voorbeelde weer terugkom in die Nuwe Testament. Dit is ongelooflik waardevol. So moet nooit die Ou Testament uitsny nie. Okay, generasies, en God het gesê in Genesis 1 vers 11, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soort vrugte dra, waarin hulle saad is op aarde. So ek wil hê dat jy net moet besef, dat God het eenmaal 'n boom gemaak, en van daar af is 'n boom geplant uit sy saad uit. Okay, so God het eendag een keer vir Adam gemaak, en daarvan is die mens gemaak uit Adam se saad uit. Okay, so, jy het 'n generasie, en voor jou was 'n generasie, en na jou gaan 'n generasie wees. En albei die seëning en die vervloeking is saad wat dra volgens sy soort vir baie generasies. So as jy 'n appelboom plant, gaan daar nie 'n vyeboom opkom nie. As jy seëning plant, gaan daar nie vervloeking opkom nie. As jy vervloeking plant, gaan daar nie seëning opkom nie. Dit is 'n belangrike konsep. En dan Romeine 11 wil ek gou vir julle lees. Ons as Gentiles, ons as heidene, is ingeënt in die verbond wat God met Abraham, Isak en Jakob ingesluit het deur die bloed van Jesus Christus. Wil hê dat jy moet besef dat jy is 'n heiden. So in meeste van die Afrikaanse vertalings, ons het nou gesien dat die nuwe 2020 vertaling vertaal dit reg, korrek, maar al die ander ou vertalings en spesifiek die 53 vertaling wat ek ook graag lees, praat van heidene en nie van nie-Jode nie. En die regte vertaling sou eintlik gewees het om te praat van 'n nie-Jood. So ons lees in die Bybel van Jode en dan lees ons van heidene. So Jode is God se letterlike uitverkore volk as hulle praat van die Jode, maar as hulle praat van die heidene, ons in ons taal is 'n heiden eintlik iemand wat teen God is. Nou, dis eintlik iemand wat nie vir God aanvaar nie. Maar in ons Bybelvertaling, en as jy dit gaan cross-reference met die Hebreëse vertaling en even die King James, enige van die Engelse Bybels, dan staan daar nie heidene nie, daar staan somtyds heidene, maar daar staan somtyds Gentiles, wat eintlik beteken nie Jode. Okay. So as ons as Gentiles, nie Jode, so met ander woorde, ons is nie Jode nie, maar ons is nog steeds ingeënt as Jode in God se familie. Ons as Gentiles is ingeënt in die verbond wat God met Abraham, Isak en Jakob gesluit het deur die bloed van Jesus Christus. Ek wil dit baie vinnig vir julle lees, dit is verskriklik mooi. Romeine 11, ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Dit is Paulus wat dit vra, Paulus was 'n Jood, verstaan nou? Nee, stellig nie, sê hy, want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin, dit is Paulus, né? God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie, so hy het die Jode nie verstoot nie, né? Al is hulle nie op hierdie stadium besig om geseën te word nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie, en hoe hy by God opgetree het teen Israel en sê, Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek en ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Wat het God vir hom gesê? Ek het vir myself, God het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Nou, dit gaan nou oor die tyd van Elia, waar die Baal afgoderry vreeslik groot was. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd, sê Paulus, 'n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van genade. So met ander woorde, daar is mense wat oorgebly het en vir Jesus gekies het. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit werke nie, anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer uit die genade nie, anders is die werke geen werk meer nie. Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie gekry nie, maar die uitverkorenes het dit gekry, en die ander is verhard, soos geskrywe is, God het hulle gegee, ons praat nou van die Jode, 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie, en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle wees 'n vangnet, en 'n stryk en 'n struikelblok, en 'n vergelding, so met ander woorde, hulle maniere, hulle tradisies, dit wat hulle doen op hierdie stadium, laat dit vir hulle wees soos 'n stryk, soos 'n struikelblok, soos 'n vergelding, want hulle gaan geoordeel word daarvoor. Laat hulle oë duister word om nie te sien,
en buig hulle rug vir altyd krom. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? So het hulle dit as prins gedoen, dan sê hy nee, stellig nie, hulle het nie. Maar deur hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom. So deur hulle val, omdat hulle nie geluister het nie, omdat hulle afgode bly aanbid het, omdat hulle nie 'n verhouding met God gehad het nie, omdat hulle korrup geraak het, né? Dit is wat die Ou Testament vir ons sê. Het die godsaligheid, het God se woord tot die heidene gekom, om die Jode jaloers te maak. So as hulle sien die verhouding wat ons nou met God het, en hoe goed dit met ons gaan, en hoe goed God vir ons is, dat dit hulle jaloers sal maak. En dan sê hy verder, en as hulle val, na die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, die Gentiles, ons die nie-Jode, hoeveel te meer sal hulle voluit dan nie wees nie. So kan jy jou verbeel, as hulle lief vir God was, en 'n verhouding met God gehad het, en in sy verordeninge gebly het, en gedoen het soos wat hulle moes, hoeveel te meer, hoe geseën hulle teen hierdie tyd sou gewees het. Want aan julle heidene, of aan julle nie-Jode, of aan julle wat hier voor my sit, sê ek, vir so ver as ek 'n apostel van die heidene is, so ver soos wat Paulus is, nou aan die nie-Jode verkondig, verheerlik ek my bediening, as ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige uit hulle kan red. So as God se plan dan nou werk, en sommige van die Jode tot bekering kom, omdat hulle sien, hoe goed God vir die nie-Jode is, en hy op daai manier party van hulle tot bekering kan kry, dan sal dit vir hom baie goed wees. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, onthou, die Jode is die olyfboom, né? En as sommige van die takke afgebreek is, en jy, dis nou ek en jy, wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel kry aan die wortel, onthou die wortel is Jesus, en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel wat jou dra. So moenie nou dink jy is beter as die Jode. Jy is eintlik ingeënt. Onthou, hulle is die oorspronklike boom, maar die belangrikste van alles is, dis die wortel wat die hele boom dra, en Jesus Christus is die wortel. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, omdat hulle nou nie Jesus wou aanvaar nie, né? Maar jy staan deur geloof. So jy's nie 'n bloedfamilie nie, jy's ingeënt deur geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in goedertierenheid bly. Anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word. So met ander woorde, die Jode kan ook tot bekering kom. Want God is magtig om hulle weer in te en. Want as jy afgekap is van die olyfboom, wat van nature wild was, en teen die natuur op die mag-olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan nie ook van nature op hulle eie olyfboom ingeënt word nie. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid, hierdie ding wat almal weet nie, dit is nog 'n geheim, nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene of van die nie-Jode ingegaan het. So met ander woorde, hulle is nou verhard en hulle kan nou nie sien, en God het nou hulle hart verhard en hulle sinne verblind, so hulle kan nie sien nie, hulle kan nie hoor nie, hulle is verhard op hierdie stadium teenoor Jesus, maar dit is net totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So met ander woorde, totdat genoeg nie-Jode tot bekering gekom het nie, dan sal God weer draai na Israel toe. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is. Die verlosser sal kom uit Sion, en hy sal die goddeloosheid van Jakob afwend. Ons weet dit het nog nie gebeur nie, so dit is profesie. En dit is van my kant af die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem.
Wat die evangelie aanbetref, wat is die evangelie? Dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, is hulle wel vyand ter wille van julle, sodat die nie-Jode ook in die godsaligheid kan inkom, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes, so hulle is God se volk, hulle is God se bloedfamilie, nou, bemindes ter wille van die Vaders. Want die genadegawes en die roeping van God is onberouwlik, want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het, deur hulle ongehoorsaamheid, so het hulle ook nou ongehoorsaam geword, deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle almal in ongehoorsaamheid ingesluit en om vir almal barmhartig te kan wees. En hier is die prentjie waarvan ek praat. Onthou, die Jode is die olyfboom, hulle is God se uitverkore volk. Ja? Ons is ingeënt deur wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het, maar onthou dat Christus die wortel is. So, hulle ook moet weer ingeënt word in die boom, sodat hulle van die wortel af kan trek wat hulle gaan voed. En dit is wat baie van hulle nie vandag doen. Ek wil afsluit met hierdie Efesiërs 2 vers 11 tot 13. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene of nie Jode was in die vlees en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vervreemd ten aansien van die verbond van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Jesus Christus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. So dis net skrif om daar te bevestig wat ek vir julle gesê het. En dit is die storie. Dit is ons tweede klas. Ek is opgewonde om julle volgende week te sien.